Here, dankie vir hierdie proklamasie, hierdie lied wat ons kon sing, vir die vreugde van God in ons midde, en God saam met ons, God in ons, God deur ons, God by ons. Ons is U se Here. Kom maak ons ore oop, soos ons gesing het, die ore van ons hart en ons gees, om in ons diepste menswees te ontvang. O God, kom maak oop ons totale manier van dink, vorm ons gedagteraamwerk, en maak ons die heilige, nuutgemaakte, vrygekoopte vroue, wat ons is. Amen. Geliefde, jy is nou op 'n plek waar jy nie meer kan sit nie. Ons gaan nou werk. Ek wil net seker maak dat almal wat nou hier in hierdie saal bymekaar is gereed om saam met my te werk. Want as ek hier woord bedien en julle luister daarna en julle gaan huis toe, dan was dit dalk nice. Maar as die woord binne in julle word en julle ontvang in julle diepste gees mens wat die Here vandag vir julle voorberei het, dan gebeur daar 'n magtige ontploffing vanuit hierdie gebou. Is julle reg? Is julle in? Gaan julle saam met my werk? Dankie. Ek wil julle gou vertel van 'n vrou in Indië. Sy word gevra om te bedien by 'n geleentheid waar duisende pastore saam is. Haar opdrag om die woord van God met hulle te deel. Sy is besonder senuweeagtig toe sy daarvoor staan. En sy sê vir die manne daar en die gehoor en die vroue, ek weet nie hoekom hulle my gevra het om met julle te praat nie. Ek is 'n eenvoudige vrou. Ek het nooit die voorreg gehad om skool te gaan nie. Ek kan nie lees nie en ek kan ook nie skryf nie. Maar daar's een persoon in ons gesin wat wel kan lees. En elke oggend lees sy vir ons uit die woord van God. En daardie dag gaan doen ons presies net dit wat sy vandag gelees het. Sy sê, ek weet nie hoekom het hulle my gevra om met julle te praat nie. Want al wat ons doen is om uit te gaan, vir die siekes te bid en hulle word gesond, om die demone te verjaag en die mense word vry. En tot my skaamte moet ek erken, nog net 2 dooies het uit die doodheid opgestaan. Sy sê, ek weet nie hoekom hulle my gevra het om met julle te kom praat nie. Want ons het nog net 500 gemeentes gestig. En ek weet in die groote Indië is dit niks. Geliefde, daardie vrou wat nie kon lees of skryf nie, kan ons nie langer vooruitgaan nie. Ek glo met my ganse wese, met my hele hart en met alles in my, dat jy die vrou is wat al die verskil gaan maak in jou omgewing, waar jy geplant is, en dat die krag van die evangelie van hierdie dag af deur jou gaan manifesteer, want jy het nie hiernatoe gekom vir 'n mooi boodskap nie. Party van ons tuine is pragtig, netjies, skoon, uitgesorteer, maar ons fokus is 'n bietjie uit. As jy op die skerm kyk, sal jy 'n prentjie sien wat vir jou wys hoe lyk ons lewe dan. Netjies, skoon, uitgesorteer, maar ons kort
'n bietjie fokus. Is dit jy? Ander van ons groei welig. En ons is aktief in die woord en in die naam van die Here en ons doen baie goed vir hom. Maar dalk het ons so klein bietjie snoei nodig, sodat ons net weer optimaal kan blom vir hom. Party van ons het verwaarloos geraak in ons binnemens, want ons het stikkend geraak en seer en moeg. Ons weet nie hoe om die vrou van Indië te naastenby na te boots nie. En ander van ons is so vertrap deur die lewe dat ons dood is. Op watter plek jy ook al is, geliefde vrou van God, hierdie dag is vir jou. Hierdie dag is daarop gemik om jou op te tel waar jy nou is en jou mee te neem in die hand van die Here, in die hart van God, na 'n plek waar jy in staat is om vir hom te blom. Ons het in ons eerste gesprek, toe ons oor hierdie dag gepraat het, gevoel dat die Here met ons praat uit Hooglied. Hooglied 4, vers 12 tot 16. Kyk, julle ken mos nou almal die Afrikaanse les, van wat is 'n metafoor en wat is 'n vergelyking. Julle weet almal 'n vergelyking uit 'n soos in. Sy is so mooi soos 'n blom. Maar 'n metafoor stel twee sake aan mekaar gelyk. Daar is nie eers so iets dat jy net die mooi van die blom is nie. Jy is die hele blom. Sy is 'n blom. En hier staan in Hooglied 4 vers 12 tot 16. My liewe bruid, en ek wil hê jy moet dit vir jouself toeëien, dat jy die bruid van die Almagtige is. Hier is ons eerste job. Kyk in jou vriendin wat langs jou sit se oë. Niemand mag uitgesluit word hiervan nie. Kyk in jou vriendin se oë. Ek wil hê jy moet diep in haar oë kyk. Draai nou na mekaar toe, asseblief julle. Draai na mekaar. Kyk in haar oë. En dan moet nou nie skaam wees nie, bly kyk. En dan vra jy vir haar, voel jy vandag soos die bruid van die Almagtige? En ek sê vir jou, sy gaan dalk nie so voel nie. En dis reg. Jy mag maar. As sy vandag nie voel soos die bruid van Jesus Christus nie, dan sit jy nou jou hand oor haar hand. En van nou af, vir die volgende rukkie, luister julle saam. My liewe bruid, sê die Here, jy is 'n tuin wat weggesteek is. Niemand sien jou raak nie. Want weet jy wat? Jy is 'n fontein waaruit net ek mag drink. Jy is 'n pragtige boord van granaatbome met hennastruike en nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, saam met elke soort geurende kruie, mirre, alwyn, saam met al die geurigste kruie. Dis wie jy is, my bruid. Jy's 'n fontein in my tuin, 'n put met borrelende vars water wat van die Libanon afstroom. Nou voel jy nie soos daai fontein nie. Want weet jy wat? Iemand het modder in daai fontein gegooi. Maar in watter toestand jou binnemens ook al vandag verkeer, as jy saam met my werk, dwars deur hierdie
hele 2 sessies wat volg. My suster, jy gaan hier uitstap as 'n borrelende fontein, 'n bruisende bruid. Hoor my as ek dit vir jou sê. Nou kyk in haar oë. Dan sê jy vir haar, jy gaan hier uitstap as 'n borrelende fontein, as 'n bruisende bruid. Maar jy moet saamwerk. Amen op daai een. Goed julle, hoe kom 'n mens hierby uit? Hoe word jy hierdie bruid? Hoe word jy hierdie fontein? Almal van ons wat al gered is en wat al 'n geleentheid gehad het om die Here Jesus aan te neem as saligmaker en verlosser, is veronderstel om hierdie bruisende fontein, borrelende fontein en bruisende bruid te wees. Maar ons is nie. Geliefde, ons verstaan nie ons redding nie. Ons verstaan nie wat met ons gebeur het toe Jesus ons aangeneem het en ons hom aangeneem het nie. Maar net vir ingeval hier iemand is wat deur die loop van die oggend agtergekom het, maar ek is nie gered nie. Soos ek in standaard 7, toe het ons nog nie grade gehad nie, ons het nog standaards gehad. In standaard 7 sit ek in die groot klipkerk in Lindley. En 'n jong proponent kom preek. En hy praat nie so sag soos ons dominee met ons nie. En hy sê vir ons, jy's of 'n bok of 'n skaap. En al die bokke gaan hel toe en al die skape gaan hemel toe. En ek weet ek is 'n bok. En ek weet in my hart, die hel is my voorland. En ek het nog nooit geweet hoe om Jesus aan te neem nie. En my ouma wat die Here met haar hele hart gedien het, het net een sin geken. My kindjie, jy moet die woord lees en dan moet jy bid. So leer nou gou-gou Psalm 91 uit jou kop uit, kom ouma help jou. En het in die saak gemaak, wie ek vra hoe ek gered kon word nie, niemand kon vir my verduidelik nie. My liewe suster, as jy die Here nog nie aangeneem het nie, vandag is jou dag. Dis die dag wat die Here vir jou voorberei en gereed gemaak het. Al wat jy hoef te doen is om Jesus te vra om jou saligmaker en jou verlosser te word. Om al jou sonde te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. So as dit jy is, gaan jy nou saam met my bid. En as jy die Here al 1000 keer oor en oor aangeneem het, bid asseblief saam met haar nou, wanneer ek vir ons voorgaan, sodat almal ingesluit is in hierdie wonderlike waarheid, dat ons kinders van die Almagtige is. Here Jesus, ek hoor julle nie, bid saam met my. Here Jesus, ek neem U aan as my saligmaker en my verlosser. Here, vergewe my sonde en reinig my van alle ongeregtigheid. Maak my nou U kind en vul my Heilige Gees. Amen. Was dit jy wat dit vir die eerste maal gebid het? As jy lus om op te staan, ons gaan vir jou hande klap, want jy is nou deel van die goddelike familie. Kom ons begin so lank klap. Prys die Here. Dankie Jesus.
Dit is so wonderlik om deel te wees van God se familie. Want nou skielik gaan die hemel oor jou oop. Nou het jy al hierdie storie gehoor van oop hemele. Maar jy het nie 'n klou wat dit beteken nie. Hoe lyk 'n oop hemel? Ons gaan vandag uitvind. Kom ons begin deur te verstaan wat ons redding beteken. Jy het nou al vir Jesus aangeneem as jou saligmaker en jou verlosser. Daar was al 'n dag waarop jy by die kruis stil gestaan het. Terloops, ek wil hê jy wat nou net opgestaan het, jy moet asseblief na hierdie sessie na die tafel toe gaan, want ek wil vir jou van al my boeke een gee. Sodat jy kan groei in die Here. So jy is seker dat jy kind van die Here is. Maar ek wil nou vir jou vra, hoe verstaan jy jou verlossing? Is jou verlede skoon gewas? Al jou sondes van die verlede is weg. Almal. Dis maar 'n power antwoordjie hier. Is jou hede verlos? Hier waar ons nou vandag sit. Wat van jou toekoms? Is jou toekoms ook verlos? OK. Mag jy, moet jy nog dra aan skuldgevoelens? Selfs nie 'n skuldgevoel oor daardie aborsie wat jy gehad het as jong meisie nie? Of moet jy nog skuldig voel daaroor? Maak jou verlossing vir jou ruimte om vir jare lank ongelukkig te wees oor iets wat iemand aan jou gedoen het. Is jy dan verlos? Is jy die ongelukkigheid so saam met jou dra? Mag jy kwaad gaan slaap? Mag jou onvergewensgesindheid oor iets wat regtig erg is wat aan jou gedoen is, in jou hart bære. Mag jy jou hart toesluit vir 'n persoon. Besluit ek gaan nooit weer daar nie, is jy dan verlos? Terwyl jy so dra aan al hierdie dinge, dink jy die Here wil jou verlos van stres, of het jou verlos, aangesien jou verlede, jou hede en jou toekoms verlos is? Mag jy stres? Mag daar nog bekommernis in jou hart wees? Het Jesus se reddingskrag vir jou so groot werklikheid geword, dat jy vandag hier sit, sonder 'n enkele issue, met geen pyn in jou hart nie. Hoor wat sê die Bybel. In 1 Johannes 1 vers 7b en 9 verduidelik Johannes die eerste stap in ons reddingsproses. Hy sê die bloed van Jesus, God se seun, reinig ons van alle sonde. Nie net van party nie, van alle sonde. En as ons sondes bely, Christus is getrou. Hy is regverdig. Hy vergewe al ons sonde. En hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Voel jy sondevry? Voel jy asof daar geen onreg in jou lewe is nie? Verstaan jy die diepte van jou verlossing? Kolossense 2, vers 13 en 14. Julle was eintlik dood
omdat julle gesondig het. En hier lê die probleempie. En omdat julle sondige geaardheid nog nie weggeneem was nie. Jy sien, God verlos jou nie net van jou sonde nie. Hy kom werk hier diep in jou menswees, in jou binnemens. En wat ek en jy moet begryp, wanneer ons tog so wroeg, wanneer ons loop met teleurgestelde verwagtings, wanneer ons verwyd, wanneer ons harte toesluit, dat ons het nie toegelaat dat die verlossing ook ons sondige geaardheid verlos nie. My sussie, jy gaan uit hierdie sessie uitstap, voordat jy nie in jou binneste ontvang het, hoe jou sondige geaardheid verlos word nie. God het julle saam met Christus lewend gemaak. Nou moet jy verstaan, hierdie lewend maak, is daar dieselfde gebeure van Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Verstaan jy, dis nou genoeg, dat ons nie in staat is, om vir siekes te bid en hulle word gesond nie, dis nou genoeg. Dis nou genoeg dat ons nie glo, dat God deur ons kan doen wat hy deur Petrus en Paulus en Stefanus en al die Nuwe Testamentiese helde gedoen het nie. Dis nou genoeg. Ons het so gewoond geraak aan die evangelie, dat die krag daarvan by ons verlore gaan, maar dis klaar daarmee, want van vandag af stap ons uit in die krag van die evangelie. Amen? Nee, dis 'n pieperige amen. Ja, regtig julle, ons moet beweeg in hierdie goed. Hoor nou net hierso. God het julle saam met Christus lewend gemaak. Hy het julle al julle sondes vergewe. Hoor hoe hy dit gedoen. Hy het die dokument met voorskrifte, wat as 'n klagstaat teen julle ingedien was, uitgevee. En dit van ons af weggevat, deur dit aan die kruis vas te spyker. So jy stem nou saam met my oor 'n paar goed. Ons gaan nou net eers seker maak, ons stem met mekaar saam. Want as ons nie saam stem nie, kan ons nie vorentoe nie. Jy mag maar sê as jy van my verskil. Ek gaan nie kwaad word nie. Dalk bang, maar nie kwaad nie. Goed, hier kom dit. Stem jy saam dat ons gereinig is van alle sonde? Alle sonde. Wroeging, onvergewensgesindheid, skuldgevoelens, alles. Ons is verlos daarvan. En dit is weggeneem. So wat beteken dit? Kan ek en jy nog weer daarin verval? Kan ons nou maar terug gaan huis toe en dit weer doen? Nee. Jou en my verlossing en die verlossing van ons binnemens, ons sondige geaardheid, was volkome, afgehandel, voltooi. Paulus beskryf hierdie proses as volg. Hy sê ons sondige binnemens is so met al haar foute en al haar gebreke en al haar tekortkominge en alles waarvan ander mense haar verwyd, saam met Christus gekruisig. En ons het saam met hom dood gegaan. Hoor hoe sê hy dit in Romeine 6. Romeine 6 vers 6 tot 7. Ons weet dat ons ou sondige self saam met Christus gekruisig is, sodat die sonde se mag oor ons verbreek is en ons nie meer slawe van die sonde kan wees nie. Want as iemand sterf, word hy vry van die mag van die sonde. So ja,
Hy wil hê ons moet begryp. Die kruis was nie 'n gebeure waardeur Jesus ons sonde weggedra het nie. Die kruis was 'n gebeure waardeur ons self vasgespijker is aan die kruis, tot die dood toe, tot ons sondige natuur doodgegaan het. Die Israeliete in die Ou Testament het met die tabernakel presies verstaan hoe dit werk. En ek bly het oor die bloed gepraat, want wat gebeur het, is hier kom hierdie Israeliet in, hy stap deur die eerste deur van die tabernakel of die tempel. En die eerste deur, waardeur jy instap in die voorhof, sonder dak, met 'n brandofferaltaar en 'n waskom. Daar gaan jy in, en sy naam is die weg. Hoekom? Hoekom is daar die deur of poort se naam die weg? Want dit is die pad na God se hart. Dis die manier hoe jy in die teenwoordigheid van God kan lewe. En jy kom in met jou lam of jou duif en jy bring hom tot by die priester. En wat maak die priester? Hy sit jou lam of jou duif op die altaar en hy sny die nekaar. Daar bloei die diertjie dood. Symbool van jou sonde bloei uit jou uit. Maar dit is elke keer as 'n versoening van sonde. Jou sonde bloei uit jou uit. En ek wil hê jy moet in hierdie oomblikke, daar waar jy sit, al twee jou voete op die grond plant. En met jou hande nêrens kruis nie. En sit hulle so oop neer. En laat die sonde uit jou uitbloei. Kommer, op grond van die bloed, vrees, skuldgevoel, hartseer, pyn, teleurgestelde verwagting, moedeloosheid, siekte. Laat dit uit jou uitbloei. Laat sak sommer so jou hande so langs die stoel en voel hoe alles wat jou van God weerhou, wat jou weerhou van die volheid en die teenwoordigheid van God, uit jou uitbloei tot daar niks daarvan oorbly nie. Laat dit gaan. Laat dit net gaan. Laat dit net gaan. Ek weet dit voel partymal of ons dit moet vashou want dit gaan ons help om sterker te wees. Nee my suster, dit maak jou swakker want dit weerhou jou van die volheid van die krag van die evangelie. Laat dit net vloei uit jou uit. En sê vir jouself, ek laat nou toe dat hierdie saak, wat dit ook al is, pyn of seer of kwaad of skuld of siekte of hartseer, ek laat dit nou uitbloei tot daar niks van oor is. En sê dit, moet dit nie net dink nie, sê dit. Die skepping het tot stand gekom, nie deur gedagtes nie, maar deur woorde. En jy herskep nou jou binnemens. Jy moet dit sê dit. As jy dit nie hardop wil sê nie, sê dit sag. Die persoon wat jy moet vergewe, noem sy of haar naam en sê ek bloei dood van daardie persoon
en wat hy of sy aan my gedoen het. Here, ek wil niks daarvan oorhou nie. Laat dit net gaan. Daai doodsgevoel in jou binneste. Daardie moedeloosheid, die alleenheid, die vrees vir eensaamheid, die hartseer. Laat dit bloei uit jou uit. En dan wanneer alles uitgebloei het, dan bring die priester die vuur en hy steek daar die lam of duif aan die brand en sien hoe die vuur van God se teenwoordigheid kom en alles wegbrand. Alles wegbrand. So met die reuk van vleis en wol en vere in jou neus. Ervaar jy en beleef jy hoe 'n lam in die Ou Testament en die lam in die Nuwe Testament die hoogste prys betaal het, sodat jy vry kan wees. Volkome vry. Finaal verlos. En nou die moeilikste ding in die hele Bybel. Ontvang. Ontvang jou verlossing, ontvang dit. Sê, Here Jesus. O, julle moet praat, susters. Here Jesus. Ek ontvang in my diepste menswees volkome verlossing van alle sonde, alle pyn, alle ongeregtigheid. Ek ontvang dit, Here, laat dit indring. Ek ontvang dit, Here, laat dit indring in my menswees. Al dieper en dieper deur die loop van hierdie dag. Maak my borrelende fontein, bruisende bruid. In die naam van my verlosser Jesus. Amen. Dis die begin. Dis stap 1. Jy's vry. Kyk in haar oë. Kyk in jou vriendin se oë en ek's baie ernstig en moet vir haar nou sê, jy is vry. En ek wil hê jy moet vir my sê as jy dit nog nie glo nie. Want mense kan sien as hulle dit nog nie glo nie. Het almal dit ontvang. Het is daar in almal se oë gekyk. En jy wat nog sukkel om te ontvang, dit kom. Dit kom deur die loop van hierdie dag. Dit kom. O, Paulus het dit mooi verstaan. Julle moet weet, né? Paulus was regtig ernstig oor die Here. Hy was ernstig oor God. Dis hoekom hy die Christene laat doodmaak het. Klink nou weird, né? Jy maak mense dood omdat jy ernstig is oor die Here. Maar hy was so bang dat hierdie klomp sektes nou weer almal deur mekaar gaan krap. En hy wou dit net uitroei om seker te maak dat die suiwer godsdiens behoue bly. En hy moes in sy hart soveel skuldgevoel gedra het, want hy sê op 'n stadium in sy briewe aan die gelowiges sê hy, die Here alleen weet. Daar was 'n diep skuldgevoel in sy hart. En daarom het hy 'n diep woord geskryf,
wat vir ons presies verduidelik hoe ons redding en ons verlossing lyk. Julle, ons is vry. Sê dit. Ek is vry. Nog 'n keer. Ek is vry. Ek is regtig vry. Glo julle dit al? OK. Kan ons aangaan. Romeine hoofstuk 6 vers 10 sê: Julle moet nou verseker weet dat julle vir die sonde dood is. Met ander woorde, sonde kom daaraan. Te lekker, hier kom hy aangestap in jou lewe. En wil hy jou nou antagoniseer? Wat maak jy met hom? Maak jy jou hart oop en laat hy inkom, of sê jy, ek is dood vir jou. Ek gaan nie meer vir jou kwaad word nie. Ek gaan nie meer reageer nie. Ek gaan regeer. OK, so ons volgende spreekwoord vir die oomblik is, ek gaan nie meer reageer nie. Ag nee julle, ek gaan nie meer reageer nie. Ek gaan regeer. Steek uit daai arm van regering. Jy gaan regeer. Yes, amen. Jy sien, ons is nie net verlos nie. Ons is nie net vrygemaak nie. Ons kan nie net dans nie. Ons is opgewek in 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe saam met Christus. So sê, ek is opgewek in 'n nuwe lewe saam met Christus. Want hoor wat staan in Romeine 6 vers 8. Aangesien ons saam met Christus gesterf het, weet ons sal deel hê aan sy lewe. Nou vertel my net 'n bietjie, hoe lyk Jesus se lewe? Hoe lyk sy lewe? Toe hy op aarde was. Oral waar hy kom, waar hy aan mense raak God aan hulle. Genesing, heling, vrymaking, nuwe lewe. Jy het nou deel aan daai lewe. Jy is saam met hom uit die dood uit opgewek, want onthou nou net, jy het nou net dood gegaan op daai altaar. Al die sonde het uit jou dood gebloei, daar was nie eers 'n krieseltjie bloed oor nie, en jy was morsdood, en toe het hulle jou weggebrand, daai sondige self, daai sondige geaardheid. Sy's weg. Nou moet iets anders in die plek daarvan opstaan. En die iets anders wat in die plek daarvan opstaan, is Christus. So nou sê jy, Christus staan op in my. Christus staan op in my. Sê dit totdat jy dit glo. Christus staan op in my. Want jy kan lees en skryf, ek wil sien wat jou lewe gaan verander. Wat jy alles tot stand gebring in die volgende jaar. Julle, as ons volgende jaar hier by mekaar kom, dan maak ons die deure daar oop, want die plek is te klein. Want jy het die evangelie van Jesus Christus gedra, want Christus is in jou. Yes! Hoor hoe skryf die Hebreërs skrywer oor ons in Hebreërs hoofstuk 10 vers 14 en 17. Deur sy een offer het hy al sy mense, dis sluit jou in, vir altyd volmaak geheilig. So kyk na jou vriendin, want nou moet ons werk, julle. Sê vir haar, deur Jesus se een offer, het hy al sy mense, jy ook, druk so 'n bietjie op haar skouer, jy ook, volmaak geheilig. Weet jy wat beteken dit? Vra vir haar. Jy is volmaak geheilig.
En dan voeg hy nog daarby by. Sê vir haar. Ek gaan aan jou sondes en oortredings nooit weer dink nie. Yes. Nou wat maak dit met ons? Het maak dat ek en jy kan nie meer in die toekoms sommer net Sondag nie, want ons is klaar verlos. Is dit nie? Dis hoekom Paulus gesê het, julle moet mooi verstaan. Julle is almal dood vir die sonde. So sê saam met my, ek is in Christus dood vir die sonde. So die sonde kan nie meer by my klop nie. Wel, ek kan probeer. Hy gaan voor 'n dooie mans deur te staan kom. Daarom, geliefde, was daar saam met die brandofferaltaar in die voorportaal, in die voorste gedeelte van die tabernakel, 'n waskom. Hier kom die waskom. Jy moet nou jou 2 wipes daar uit jou boksie uithaal asseblief. Ons het oorweeg om 700 waskomme hier neer te sit, maar dit was 'n bietjie moeilik. Sal jy sommer jou eerste wipe oopskeer? Die waskom, daarvoor in die tabernakel, het 2 bakke bevat. In die onderste bak was water, waarin die priester, wat hierdie persoon wat sy offer gebring het, verteenwoordig het, sy voete moes was. Maar nou moet jy onthou, as jy nou bloed, want ek bedoel niks bloei sommer net so rustig dood nie. Daar's bloed. Partymal spyt dit. Ek bedoel, hulle het een keer het ek 'n vriendin gevat, dat hulle 'n bietjie bloed trek, toe druk hulle vir ongeluk en ek weet nie wat in nie. Maar die bloed spuit van daar af waar hulle indruk tot teen die gordyn vas en die verpleegster hardloop weg en ek met haar arm gryp. So ek wil net vir julle sê, dis 'n morsige spul om 'n dier te offer. Enigeen wat al geslag het, kan net dink. So daai priester is vol bloed. Maar as hy net vol bloed nie, dat van die wol en die vere en die as wat gebrand het nou op sy lyf kom sit, op sy hande, sy voete, want hulle het mos sandale gedra. So julle het nou almal sulke nice tekkies en alles aan, maar julle moet dit nou 'n bietjie uittrek asseblief. Maar voor ons nog begin was, né? Moet ons nou eers verstaan wat was ons. So jy sit nou reg met jou wipes en jou voete is oop. So wanneer ons nou was, geliefde, dan was ons die verlede af. God sê hy dink daar nooit weer aan nie. Hierdie offer was so volkome, dit was so voltooid, dit was so afgehandel, dit bestaan nie meer nie. So nou kan jy nie die bewyse daarvan saam met jou dra nie. Jy moet die bewyse afwas. Want jou voete moet 'n bietjie loskom, jong, sodat jy saam met die Here kan beweeg. Hoekom moet jou voete gewas word? Want die voete is bereid om die evangelie te dra. Hoekom moet die hande skoon gewas word? Dis die tweede item wat in die boonste bak gewas word. Hoekom moet hy gewas word? Want jou hande moet deur God gebruik word.
om sy aanraking deur 'n volmaak geheiligde mens oor te dra aan iemand anders. Want jy moet nou heling en genesing en vrymaking en krag en vuur dra. Jy dra die teenwoordigheid van die Almagtige. So, kom ons was nou 'n bietjie ons voete en ons hande. Ons gaan nou by die voete begin. O, toggetjie. En so terwyl jy daai wipe daar oor jou voete sit, geliefde, dan verklaar jy oor daardie voete, ek was julle. Kom julle werk saam met my, ek was julle. In die naam van die Vader, en in die naam van Jesus Christus, my Here, en in die naam van die Heilige Gees, ek was my verlede af. Alle sonde, alle pyn, alle ongeregtigheid. Ek was julle skoon my voete. Ek maak julle, verklaar julle rein in die naam van Jesus Christus. Gereed om die boodskap van vrede te dra. Met die krag en die vuur van God. Ek verklaar oor julle my voete. Julle simbole, dat ek elke plek waar ek kom, elke plek waar ek my voet neersit, vir God in besit neem. Here, ek sien so uit na my huis. Ek gaan my huis vir een besit neem. Dankie, Here. Here, ek sien so uit na my kinders skool, my omgewing, my familie, en oral waar ek my voete gaan neersit, gaan ek dit vir U in besit neem, Here. Wie is ek, Here, dat U so aan my sou dink? Dankie, Here. En nou vat jy jou ander wipe, en nou was jy daai hande. Jy was vir hulle. En jy verklaar oor daai twee hande. In die naam van Jesus Christus, stel ek my hande tot U beskikking, o Here, sodat U kan raak aan wie U wil. Ek is bereid om U woord, U waarheid, U vuur oral in te dra. Here, ek is gereed om elkeen wat U wil genees, te genees. Om hulle wat bevryding nodig het, aan te raak met U liefde. En Here, ek is bereid om met hierdie twee hande te doen wat U ook al vra. My hele wese, liggaam, siel en gees, doop ek, was ek in U bloed, sodat ek volkome rein
tot u beskikking kan wees. In die naam van Jesus. Ja, amen, op daai een. Is jy nog wie jy was? Nee. Hoor nou net wat is volgende. Hebreërs hoofstuk 10 vers 19. Daai strofe wat ek so in die begin gesê het, jy leef nou onder 'n oop hemel. Jy leef nou onder 'n oop hemel. Sê ek leef nou onder 'n oop hemel. Hebreërs 10 vers 19. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. OK. Verstaan jy wat ons nou net gelees het? Miskien moet ons dit saam lees. Kom ons lees dit saam. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Wat beteken dit? Dit beteken, jy kan nou vanuit die hemele jou lewe lei. Julle, hier kom 'n dimensie verskuiwing. Ons gaan in die volgende sessie van dimensie verskuif. Want ons het nou volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Onthou nou net, die Hebreërs skrywer het gesê, dat toe Moses die tabernakel gemaak het, was dit 'n gesig wat hy gesien het, toe hy daai 40 dae op Sinai was, van hoe die hemelse heiligdom lyk, en dit op aarde gerepliseer het, nagemaak het. En waarvan is hierdie hele storie in die tabernakel 'n replika van wat Jesus sou kom doen? Dit wys alles heen na wat Jesus vir ons sou kon doen. Geliefde, skuif. Jy moet nou skuif. Want in die volgende sessie moet ons vanuit 'n ander dimensie begin opereer. So ek wil hê jy moet opstaan. Jy moet besef, ons skuif nou. Ons skuif nou as mense wat vanuit die aarde geleef het, met 'n hemelse perspektief, na hemelse burgers in 'n aardse opset. Dis die verskuiwing wat plaasvind. Die hemel het oor jou oopgegaan. So werk nou saam met my. En ontvang dit in jou diepste geesmens. Die hemel het oor my oopgegaan. Die hemel het oor my oopgegaan. Die hemel het waaragtig oor my oopgegaan. Ek leef nou as 'n hemelse burger op aarde en nie meer as 'n aardse burger met 'n hemelse perspektief nie. Ek is bang jy vergeet dit, kom sê dit weer. Ek leef nou as 'n hemelse burger op aarde. Ek leef nie meer as 'n aardse burger met 'n hemelse perspektief nie. Het jy dit? Ontvang dit, ontvang dit, ontvang dit. Ontvang dit in die naam van die drie enige God.
Laat dit in jou indring. Die ruimte van waaruit jy opereer is daar waar God regeer. En nou bid ek in die naam van Jesus, dat ons nie langer aan hierdie wêreld gelykvormig sal wees nie, Here. Maar dat elke vrou en jong mens en kind wat hier teenwoordig is, sal toelaat, o God, dat U ons denke vernuwe, sodat ons van vandag af kan onderskei wat U wil is, en wat goed en aanneemlik en volmaak is. Amen. Hoorie, nou mag jy maar eet, want jy het baie hard gewerk. En waar is jy nou? In die hemel? En vanuit die hemel? Op aarde. Sê gou-gou, waar is jy nou? En laat sy jou antwoord. Ek is 'n hemelse burger in 'n aardse opset. Amen op daai een. As jy graag die Here se stem duideliker wil hoor, as jy 'n pad wil stap na genesing en herstel, as jy lank vir 'n saak bid wat nog nie verhoor is nie, en as jy nog altyd gedink het Openbaring is nie vir kinders nie,